mamma en welkom. Ons vader het die eklips op my hart gesit en ons gaan 'n bietjie daar gesels. Nou as julle al vir my gesê het, hoorie, die eklipse is reg oor die internet, so wat wil jy nou vir my kom sê? Ek weet dit is reg oor die internet en dit is ook hoekom Vader dit op my hart gesit het om met julle daar te praat. In die Bybel, hierdie mooi wonderlike boek, sê ons Vader dat hy die son gaan laat donker maak in die middel van die dag. En dit staan in Amos 8 vers 9. Daardie dag sê die Here my God, laat ek die son helder oordag ondergaan, maak ek dit donker op aarde terwyl dit nog ligdag is. En dit het in die jaar gebeur, in Amerika en het julle geweet ook in Suid-Afrika, soos ek het dit nie geweet nie. Eers toe ek my huiswerk gedoen het oor die video, het is like, hoi, rarig, dis so interessant. Dit het ook al voorheen gebeur, soos ek weet dit het al voor hierdie jaar gebeur, dat die eklipsie was en goed, maar wat hierdie eklipse so interessant was, die goed wat ons Vader in hierdie boek vir ons verduidelik het, in hierdie boek verduidelik het, en ons gesê het en gewaarsku het al gebeur en plaasgevind reg oor die wêreld. Nie net in 'n sekere land nie. Nou hou die eklips van die son in julle gedagtes, want ons gaan gou na die maan eklips toe. En ons sien dit in Openbaring 8 vers 12, waar ons Vader die 6de seël oopgemaak het. Ja, okay. Ek het gesien toe die lam die 6de seël oopgemaak het, daar het 'n groot aardbewing gekom. Die son het swart geword soos rou klere en die maan het heeltemal bloed geword. So die maan het bloed geword en die maan het, en die son het weggegaan en hy het donker geword. Soos wat julle wat nou gehoor het ek gesê daar was 'n aardbewing. Nou ons het nog nie die aardbewing gekry nie, want anderste sou ons nou in donkerte gesit het en ek glo nie daar sou 'n ding soos YouTube wees nie. Maar ons weet nooit nie, ek was nog nooit daar nie. Maar wat Vader ook op my hart gesit het, is ons almal sien die goeders wat ons nou sien wat ons Vader in die Bybel vir ons sê as science. Soos alles is science. As daar 'n ster uit die hemel uitval, dan is dit 'n shooting star en ons noem dit science. Dit is nie science nie, mense. Julle het die hele pot mis en ek het dit ook gehad. Ek het die pot heeltemal misgesit toe ek gedink het, dit is science. Dit is regtig goed wat ons koning gesê het wat die hemel gemaak, wat nog besig is om die hemel reg te maak om die nuwe Jerusalem weer af te bring. En soos ek het ook dit misgesit, dis nie net julle nie. Dit herinner my ook dat ons Vader gaan tekens gee in die hemel en op die aarde. En raai wat, dis actually in die Ou Testament geskryf. Ons Vader het ons goed gegee om ons te waarsku die tyd en die uur waar ons nou sit in die Ou Testament, nog voordat Jesus op die aarde was. En dit staan in die boek Joel 2 vers 30 tot 31, so laat ek net gou daar oopmaak. Ek sal tekens gee in die hemel en op die aarde, bloed, vuur en rookwolke. Die son sal donker word, die maan bloedrooi, en dan sal die vreeslike dag van die hemel van die Here weer kom. Ons weet nie wanneer die dag gaan kom nie. As dit nou môre is, of as dit vanaand is, of vandag is. Net God alleen weet. En daar waar jy sit, as jy nou by die huis is, as jy nou by die werk is, as jy by die skool is, of in jou kar is, bid ek vir jou, dat ons Vader jou hart sal aanraak, en dat jy jou lewe kan oorgee aan hom, en weer terugkom huis toe. Net jy geweet, dat ons jou Vader 'n groot fees vir jou, wanneer jy jou lewe oorgee aan hom. En die engele en almal wat in die hemel is, sing en dans en van blydskap van God se kind het weer teruggekom. Soos imagine jy staan voor die hekke van die hemel en die engele wat waghou daarvoor sê Elohim, U se kind is weer terug en
Dis net 'n feesvier en musiek en engele wat dans en trompette wat blaas, want jy is weer terug huis, by die huis. Ek wil ook gou 'n kort dankie sê aan iemand wat my gewys het van die rooi maan. Anders sou ek die hele boodskap gemis het en ek sou nie verstaan nie wat Vader op my hart wou kom sit het nie. En mag julle 'n fantastiese dag hê en dat julle ons Vader se liefde kan ervaar wat julle harte begeer. Shalom.